Dis weer tyd vir jou nuwe landbou weervoorspelling en vandag gesels ons oor die droogste Julie nog aangeteken. El Niño versterk ons weer dit, maar dit gaan ook belangrik wees om die vraag te antwoord soos is 'n droogte nou regtig op pad? Wel, soos ons al voorheen gesê het, die antwoord is nie heeltemal so eenvoudig nie. En voordat ons daardie vraag eintlik kan antwoord, moet ons eers terugkyk en verstaan waarom het die Wes-Kaap pas een van sy droogste Julie maande nog beleef. Soos altyd, kom ons begin deur te kyk na die persentasie van normale neerslag wat geval het oor Suid-Afrika gedurende Julie maand. En die kaart wys vir ons dit was duidelik uiters droog oor die westelike gedeeltes van Suid-Afrika. Kaapstad Lughawe het gedurende die hele maand slegs 14,4 mm reën aangeteken. Dit is net 16% van die langtermyn gemiddeld en dit kan moontlik die droogste Julie ooit wees vir groot dele van die Wes-Kaap en is beslis die droogste sedert rekords begin het. So natuurlik het mense begin vra, so wat het gebeur? Is hierdie deur die huidige El Niño veroorsaak? Dit is waarskynlik die grootste misverstand wat ek die afgelope ruk raakgeloop het. Baie mense dink omdat ons nou in El Niño toestande is, moet hierdie droë winter mos deur El Niño veroorsaak wees, maar dit is nie heeltemal hoe dit werk nie. Ons winterreën in die Wes-Kaap word hoofsaaklik bepaal deur die weste winde, 'n gordel van sterk winde wat koue fronte na Suid-Afrika toestuur. Hoe ver noord of suid die westewinde lê word grootliks bepaal deur die Southern Annular Mode of SAM. En gedurende groot dele van Junie en Julie was SAM positief, waar die stroombaan of fronte meer suid as normaal geskuif het. Daarbey het 'n sterk Atlantiese hoëdrukstelsel wes van die land die koue fronte verder suid gehou. So, kon die ontwikkelende El Niño droë toestande 'n bietjie aangehelp het? Miskien, maar dit is beslis nie die hoofrede vir hierdie droë winter nie. El Niño se invloed oor Suid-Afrika word gewoonlik eers baie sterker en later in lente en gedurende somer gevoel. Gelukkig begin ons hierdie somer uit 'n baie sterker posisie as in 2017, maar dit beteken nie ons kan ontspan en ophou water spaar nie. Ons moet steeds spaarsaam met ons water omgaan. Soos verwag en soos ons kan sien op die kaart aan die regterkant, was dagtemperature gedurende Julie bo die langtermyn gemiddeld. Interessant genoeg was die oggende egter kouer, soos ons kan sien aan die linkerkant, veral in die weste, want sonder wolke en reën ontsnap hitte snags baie vinniger, wat veroorsaak dat temperature teen sonopkoms heelwat laer daal. Nou kom ons kyk vorentoe en nog 'n groot misverstand oor die seisonale voorspellings is dat ons probeer voorspel hoe die weer, soos byvoorbeeld op Kersdag gaan wees of presies hoeveel reën in Januarie gaan val. Dit is onmoontlik. Seisonale voorspellings gaan eerder oor die waarskynlikhede. Ons vra eintlik net een eenvoudige vraag: wat is meer waarskynlik as normaal? En daarom wil ek vir julle iets nuuts bekendstel. Saam met elke voorspelling gaan ons vorentoe ons nuwe Voxweather vertroue meter wys. Dit wys nie net hoe waarskynlik iets is om te gebeur nie, maar hoe groot is ons vertroue in hierdie voorspelling gebaseer op hoe sterk die wêreld se voorste klimaatmodelle met mekaar saamstem. Kom ons kyk nou na die ENSO voorspelling en soos ons weet is El Niño reeds gevestig en NOAA verwag dat daar 'n 79% kans is dat dit tot vroeg 2027 sal voortduur. Hieroor het ons 'n baie hoë vertroue. Die Julie-opdatering dui op 'n 81% kans dat El Niño gedurende die tydperk van Oktober tot Desember baie sterk sal word of selfs 'n super El Niño. Daarin het ons 'n redelike hoë vertroue. So gaan ons ondergemiddelde reën ontvang. Hier is waar die seisonale voorspelling 'n bietjie moeiliker raak. Reënval is een van die moeilikste weerveranderlikstes om maande vooruit te voorspel en individuele donderstorms, tropiese stelsels en ander atmosferiese patrone kan die seisonale reënvaltotale dramaties verander. Beide die Weerdiens en die Universiteit van Pretoria se seisonale modelle vir Oktober, November en Desember dui op 'n groter kans vir ondergemiddelde reënval vir al 3 maande saam, soos gesien in die bruinkleure wat deurkom oor dele van die somerreënvalgebiede. Ons het egter 'n medium vertroue, want een sterk weerstelsel, soos ons vroeër vanjaar in die Wes-Kaap gesien het, kan 'n hele seisoen se reënval aansienlik verander. Gaan dit warmer wees? Een voorspelling waaroor die modelle steeds merkwaardig goed saamstem is temperatuur.
Een van die sterkste seine wat met El Niño geassosieer word, is bo gemiddelde temperature. Daarom is ons vertroue vir 'n warmer as normale somer baie hoog. So gaan ons dan verseker meer hittegolwe ervaar, wel ons weet uit geskiedenis en uit wat tans in Europa gebeur, dat 'n warmer as normale somer ook 'n groter kans op meer gereelde en meer intense hittegolwe beteken. Hierdie langdurende periodes van uiterse hitte kan bykomende druk plaas op gewasse, vee, waterbronne en natuurlik die plantegroei. Dit is nog 'n voorspelling waarin ons vertroue baie hoog is. So is ons op pad na dieselfde droogte as tydens die laaste Super El Niño in 2015. Om hierdie vraag te beantwoord, wil ek graag die konsep van die waterbank bekendstel. In plaas van om net aan reënval te dink, wil ek hê jy moet aan Suid-Afrika se waterbronne dink as 'n bankrekening. Reënval is jou maandelikse inkomste en gelukkig kan ons sien hier agter my, lyk ons damvlakke tans baie gesond oor Suid-Afrika. Die hoeveelheid vog wat tans diep in die grond gestoor is ons waterreserve. En as ons hierdie twee kaarte met mekaar vergelyk, kan ons sien dat die kaart aan die regterkant wys vir ons vandag aansienlik meer vog in die dieper grondlaag het as voor die groot droogte van 2015 aan die linkerkant. Met ander woorde, Suid-Afrika begin nie hierdie somer met dieselfde uitgeputte grondvogtoestande as voor die sterk El Niño van 2015 nie. Ons begin uit 'n baie sterker posisie met 'n groter waterbuffer wat aanvanklik goeie nuus is vir plantegroei, gewasse en landbou. So wat moet jy nou eintlik uit vandag se voorspelling onthou en waaroor is ons seker? Wel, El Niño sal waarskynlik verder versterk en 'n warmer as normale somer is definitief waarskynlik. Ons weet hittegolwe toestande gaan meer gereeld voorkom hierdie lente en somer en met meer hitte in die lug kan daarna meer hewige weer voorkom soos swaar reën en haal. So asseblief wees maar net op die uitkyk vir enige waarskuwings wat die weerdiens uitreik. Die goeie nuus is, ons begin hierdie somer in 'n droogte nie en ons waterbank is gesond. Huidige voorspellings dui daarop dat El Niño waarskynlik weer gedurende 2027 weer sal begin verswak. Maar dis altyd beter om vir die ergste voor te berei en dan dankbaar te wees as toestande beter uitdraai as wat ons verwag het.